Baie hartlik welkom by vanoggend se woordbediening en nagmaal. Mag dit vir ons elkeen tot ryke seën en geloofsversterking dien. Ons dink aan tannie Susan Kleinhans wat in die hospitaal is vir 'n moontlike hartklepvervanging. Ook aan Karina Wessels wat maandag ingaan vir 'n prosedure aan haar voet. Ons dink aan julle en ons vertrou dat alles goed sal afloop en dat julle spoedig tuis sal wees. Ons dink ook aan Minkie, een van ons sendelinge in Bosbokrand, wat moontlik COVID onderlede het. Hulle wag nog op die uitslae. Ons dink aan haar en haar gesin in hierdie tyd. Vanoggend begin ons met die laaste 10 hoofstukke van ons Bybelstudiereis. En dit is die hoofstukke wat handel om al hoe meer soos Jesus te word. Die eerste 10 hoofstukke het gehandel oor die 10 sleutelwaarhede van ons geloof. Die tweede 10 oor die 10 sleutelgewoontes van Christene en die laaste 10 oor die 10 groot Christelike deugde. En wat is dit? Ek is liefdevol, ek is altyd bly, ek ervaar vrede, ek leef met selfbeheersing, ek het hoop, ek is geduldig, ek is goedhartig, ek is getrou, ek is sagmoedig, en ek is nederig. Hierdie 10 dinge is die hart van ons geloof. Dit is die tipe mens wat die Here wil hê ek en jy al hoe meer moet word. En dit gaan alles oor verhoudings. Die Christelike geloof is nie net om 10 sleutelwaarhede te glo nie. Dit is ook nie net om 10 sleutelwaarhede of 10 sleutelgewoontes getrou na te kom nie. Die Christelike geloof het veral daarmee te doen dat ek en jy 'n nuwe mens word, om in al die verhoudings waarin ons leef, al hoe meer soos Jesus op te tree, soos Jesus te wees. Mag die Here gee, dat die 10 sleutel karaktereienskappe, wat so deel was van Jesus se karakter, dat deur die werking van die Heilige Gees, dit ook in jou en my lewe, al hoe meer sal ontvou en sigbaar word. Ek is persoonlik baie opgewonde oor die weke wat kom, want die weke wat kom het te doen met die vrug van alles waarmee ons tot dusver besig was. Vanoggend begin ons dan met die eerste van die 10 deugde, en dit is liefde. Ek is liefdevol. Mag hierdie groot Christelike deug, die deug van die liefde, waarvoor Christene by uitstek bekend voor moet wees, mag die Here hierdie diens en ook in die week se Bybelstudie gebruik om ons te lei tot 'n nuwe en 'n dieper verstaan daarvan, en dat liefde werklik die deurslag sal gee in ons lewe en al die verhoudings waarbinne ons leef. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Vader, ons bid dat ons in staat sal wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag ons u liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag ons heeltemal vervul word met die volheid van God. Dankie dat ons vanoggend in u teenwoordigheid kan stil word, en dat ons deur die nagmaal herinner kan word aan die onmeetlikheid van u liefde en u genade oor ons. Gee dat u liefde ons sal dring om wederliefde te betoon aan elkeen wat ons pad kruis. Dat liefde die een groot en uitstaande karaktereienskap in ons lewe sal word. Verander ons, o Heilige Gees, om al hoe meer te dink soos Jesus, te doen soos Jesus en te wees soos Jesus. Amen. Kom ons sing van God se liefde en ons bid dat ons al hoe meer sal leef uit die bron van sy liefde. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte
en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. En so met God is liefde, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ons skriflesing vanoggend is uit 1 Johannes 4 vers 7 tot 12. God is liefde. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Tot sover ons skriflesing, dit is die woord van die Here. Die sleutelvers vir die week is vers 10 en 11, kom ons lees dit hardop. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Ons tema vanoggend is, ek is liefdevol. Kan ek versigtig vra, hoe liefdevol is jy die afgelope ruk? Want hier in die Grendeltyd is en word die meeste van ons se liefde en geduld en vriendelikheid getoets, soms tot in die ergste graad. Veral ons arme skoolkinders, wat vir weke aan een net boetie of sussie as geselskap het, ma en pa wat naweke nie kan gaan kuier nie, gelukkig het dit daarom nou so 'n bietjie verander, maar ons sit vir hoeveel weke lank by die huis met mekaar opgeskeep, en dit is die resep om een of ander tyd in mekaar se hare te beland. Daarom glo ek is hierdie tema baie aktueel vir die tyd waarin ons is, en hopelik betyds om te red wat daar nog te redde is. Ek wil vir julle foto's wys, wat so 'n ongelooflike verskil liefde en omgee kan maak. Ek moet waarsku dat die prentjies ontstellend mag wees, want dit wys hawelose diere of diere wat verlang verwaarloos is, maar fokus eerder op die verskil wat gebeur as 'n weldoener die dier inneem en begin versorg en net vir weke lank onvoorwaardelike liefde gee. Kan jy glo dis dieselfde hond op die randjie van die dood? Maar kyk net die afterfoto. Kiets regop, wakker gesig, duidelik vol lewe en reg vir enige aksie. Hierdie een vuil, verwaarloos, maar hangore, maar kyk die transformasie. Die lewe is terug in die oë, die ore is regop en wakker.
Dis nie die tong wat jou verseker, dis dieselfde hond. Sjoe, wat 'n verandering is hierdie een nie. Hierdie arme hond, baie erg siek en verwaarloos, maar kyk net die verandering. Verbeel ek my of sien ek 'n glimlag van gelukkigheid? As redelose diere so 'n transformasie kan ondergaan, net waar iemand onvoorwaardelike liefde bewys, hoeveel te meer kan die mens, die kroon van God se skepping, wat gemaak is om lief te hê en om liefgehet te word, hoeveel te meer kan ons nie ook begin floreer en sprankel in die teenwoordigheid van liefde nie? Moet nooit die krag van onvoorwaardelike liefde onderskat nie en die enorme verskil wat dit kan maak. Dit is waartoe die Here sy kinders roep, om deur liefde hierdie wêreld 'n mooier plek te maak. Liefde maak die lewe mooi. Dit bring die beste in ander na vore. Dink net wat 'n asemrowende transformasie jou huwelik en jou gesin sal ondergaan as ons mekaar self opofferend liefhet. Dink net, hoe sal ons kerk verander, ons land? Want liefde, kan 'n mens sê, bring kleur. Ek het een keer die volgende voorbeeld gehoor wat vir my baie sin gemaak het. As 'n straal lig deur 'n prisma beweeg, dan word dit opgebreek in al die kleure van die reënboog. Een straal lig gaan een kant in en 'n pragtige ryke verskeidenheid kleure ontvou aan die ander kant. 'n Mens kan sê, ons is die prisma. Ons ontvang die helder wit lig van God se genade en liefde in ons harte, en dan maak ons dit sigbaar in die wêreld in 'n ryke verskeidenheid van kleure. Hoe word God se liefde sigbaar deur ons? En die antwoord is deur liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit is natuurlik die vrug van die Gees, en dit is die dinge waarmee ons vir die volgende 10 hoofstukke mee gaan besig wees. Kinders van die Here bring kleur waar hulle ook al gaan en met wie hulle ook al in aanraking kom. Deur vriendelikheid bring ons byvoorbeeld kleur in die gemoed van die persoon wat my kruideniersware inpak. Deur goedhartigheid bring ek kleur in die dag van die motorwag. Deur my huismense met respek en deernis te behandel, maak ek my huis 'n kleurvolle plek. As ons so daaroor dink, dan verstaan ons hoekom die liefde die grootste gebod is. Dit is die samevatting van die hele skrif en al die gebooie. En dit is om God lief te hê bo alles en jou naaste soos jouself. Juis omdat liefde so 'n kragtige geneesmiddel is en die gebrek daaraan so verwoestend, het die Here liefde beveel. Dit is nie bloot 'n goeie idee om in liefde te leef nie, dis 'n opdrag van die God van liefde self. En die liefde wat hy van ons verwag, is die soort liefde wat hy aan ons bewys het, sê ons sleutelvers. Dit is 'n liefde wat opoffer. 'n Liefde wat bereid is om jouself tweede te stel. 'n Liefde wat geen voorwaardes stel nie. Liefde wat baie meer is as net 'n gevoel en wat oorgaan in konkrete dade, soos wat Jesus se liefde vir ons oorgegaan het in konkrete dade. 1 Korinte 13 is die bekende hoofstuk van die liefde. Luister na die konkrete dade waaroor liefde gaan en wat die Here van ons verwag. Ek lees uit die boodskap. Om lief te hê beteken om geduldig en vriendelik te wees. Dit beteken ook om goeie dinge vir ander mense te gun en nie te spog of hoogmoedig te wees nie. 'n Mens wat ander liefhet, is nie onmanierlik nie en dink nie net aan homself nie. Hy word nie gou kwaad nie en hou nie boek van die onreg wat ander mense teen hom doen nie. As 'n mens iemand liefhet, kan jy stil bly oor sy foute. Jy kan die beste dinge oor hom glo en die beste van hom verwag en nooit ophou om hom lief te hê nie. Dit is die soort liefde
wat die Here van ons verwag. 'n Liefde wat nie boekhou van die kwaad nie, wat 70 maal 7 keer kan vergewe. 'n Liefde wat stil bly oor 'n ander se foute en net fokus op die positiewe en die mooi in ander se lewe. Die soort liefde wat die Here van ons verwag, moet ons ook sê, is 'n liefde wat alle mense insluit. Ons moet selfs moeilike mense in ons lewe lief hê. Selfs ons vyande se lewens moet ons met liefde kleur. Lukas 6 vers 27 en 28. Julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Wat hier staan is so belangrik, kan ek dit weer lees? Julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Hier staan dat ons alle mense moet liefhet, selfs ons vyand. Kyk bietjie na die volgende video. Dis van 'n vrou in Frankryk wat op een van die besige stadspleine gaan staan het. Sy het haarself geblinddoek en haar arms effens voor haar uitgestrek en op 'n bordjie het sy geskryf dat sy gratis drukkies uitdeel en dat enigiemand welkom is. Have you grown tired of feeling alone? Numb to the earth and numb to the soul. Eyes wide open, unafraid to be alive. You're living and you're breathing. Feels like the very first love. Toe ek die video sien, toe wonder ek of dit nie is wat die Here op 'n manier van jou en my verwag nie. Dat ons ook geblinddoek deur die lewe moet gaan met oop arms, om aan elkeen liefde te betoon wat die Here in ons arms instuur. Dat dit nie saak maak hoe lyk die persoon nie, dat ek blind is vir ras en kleur, blind is vir seksuele oriëntasie of van watter geloof die persoon ook al is, heeltemal blind vir dit alles. En dat al wat saak maak, is dat ek elkeen onvoorwaardelik liefhet wat die Here oor my pad bring, sonder om enige vrae te vra. Hoe kan ek so onvoorwaardelik lief hê? Ek dink die antwoord is deur te besef, dit is hoe God my liefhet. Hy het my lief met oop arms. Hy het my lief sonder om vrae te vra en voorwaardes te stel. Soos die pa van die verlore seun, wag hy my in. Nee, die verhaal sê eintlik hy hardloop my in met oop arms,
Maak nie saak hoeveel keer ek afdwaal nie. Elke dag druk hy my teen hom vas. Elke dag sit hy 'n ring aan my vinger. Elke dag gee hy skoene vir my wegloopvoete. Elke dag berei hy 'n feesmaal net omdat hy my onvoorwaardelik liefhet, net soos wat ek is. As ek dit besef, begin ek ook met oop arms lief te hê en sonder om vrae te vra en voorwaardes te stel, bring ek die kleur van God se liefde vir elkeen wat my pad kruis. Waar ons nou gaan nagmaal gebruik, beleef hoe die Vader met oop arms voor jou staan, neem sy uitnodiging aan, ontvang sy liefde deur die tekens van brood en wyn en word versterk in jou geloof. Gebruik dit op jou eie tyd, terwyl ons luister na Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Here, baie dankie dat U ons vanoggend opnuut verseker het van U onvoorwaardelike liefde. Tekens van brood en wyn wat ons herinner dat Jesus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Gee Here dat ons soos U sal lief hê, dat ons kanale van U liefde sal wees om soveel stikkend en seer in hierdie wêreld te help heel.
vir al die seer in ons land, waar daar soveel spanning is, laat liefde die deurslag gee in ons lewens. Ons bid nou om die seën van die Here. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid.